Vandag is donderdag 26 Februarie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in Lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan, is die enkele teksvers uit Eksodus 3, vers 14. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om in hierdie oomblik tot rus te kom en jou aandag intentioneel te skuif na God wat jou in die oomblik inwag. Steek gerus jou Christuskers aan en draai na God. Ek is hier, Here. Hoe lyk jou hier oomblik vandag? Wees eerlik met die Here daaroor. U is hier, Here. Bedink vir 'n oomblik die werklikheid van God se teenwoordigheid. En wie is God vir jou in die oomblik? Ek is hier, Here. U is hier, Here. Ons is hier saam. Sit vir 'n oomblik in die werklikheid dat die lewende God saam met jou is, waar jy ook al in hierdie oomblik is, met al jou gedagtes en emosies. Jy en God saam. Eksodus 3 vers 14. Toe sê God vir Moses: Ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is het my na julle toe gestuur. Wat is dit wat die enkele teksvers vandag in jou losmaak? Ons weet dat die konteks waarbinne hierdie teksvers afspeel, Moses se roeping is. God roep vir Moses om terug te gaan na die Israeliete toe en hulle uit te lei uit slawerny. Maar Moses benader dit met 'n diep stuk onsekerheid. Here, wie is ek? Wie is ek dat ek dit kan doen? Maar dan ook, wie is U? Wie moet ek sê, wie het my gestuur? Die diep onsekerheid lê natuurlik in Moses omdat hy eintlik weggevlug het van sy eie storie. Hy het iemand doodgemaak, hy is onseker. Hy weet nie wat sy toekoms inhou nie. Martin Luther vertel dat tydens sy jeugjare het hy 'n ervaring gehad wat blykbaar 'n diep indruk op hom gemaak het. Aangesien hy in sy latere lewe dikwels in preke ook in sy sogenaamde tafelgesprekke na hierdie ervaring verwys het. Dit het blykbaar plaasgevind toe hy nog op skool was
en sy familie in daardie dae baie arm was. So arm dat hy in die middag by mense se huise liedjies gaan sing het, net om so 'n bietjie geld te verdien. En blykbaar het hy een keer by 'n boer op die plaas gekom en 'n liedjie begin sing. Die boer het egter so kwaai gesig gehad en ook half kwaai met Luther begin praat, dat Luther as klein seentjie eintlik wou weghardloop. Maar voor hy dit kon doen, het die boer hom geroep en hy het 'n stukkie wors vir hom uitgehaal, wat hy eintlik reeds gereed gehad het vir hierdie singende klein seentjie. Latere jare het Luther die storie gebruik en gesê God het vir hom oor tyd geword soos hierdie boer. Soms kan jy nie in sy gesigsuitdrukking presies sien hoe hy voel en dink nie. Tog staan hy reeds gereed om jou met guns te oorlaai. Soms weet jy nie waar jy staan nie, soms is jy half onseker, maar dan kom jy agter, hy's eintlik reeds besig om jou trane af te vee en vir jou te sê dat hy jou liefhet. Dalk het E.L. de Villiers hieraan gedink toe hy gedig het en geskryf het: Ek skrik ook vir u brute krag, maar iets in u, ek weet, is sag. Want in die suising van die wind hoor ek hoe u soms roep, my kind, my kind. God lyk soms vir ons anders. En die lewe in die wêreld wil soms vir ons 'n ander gesig van God wys as wat hy werklik is. Die verhaal van Moses en God se pad met Moses, die storie van Luther, kom sê vir ons, jy kan God geheel en al vertrou en lief hê, omdat hy altyd die beste vir jou as sy kind wil hê. Dit is iets van die geheimenis en misterie van God. Mens sien dit treffend in die boek Exodus. Israel het gesig en gekreun onder hulle werk in Egipte, in toedrag van sake wat slegs op die skuldrekening van mense geskryf kon word. Israel was nie skuld by God. En terwyl ons van skuld praat, moet mense nou dink aan Moses. Hy was in die skuld by God. Maar God los dit nie daar nie. Hy het Israel se gekerm gehoor en alhoewel hy met die goddelike reg gehad het om hulle in hulle ellende te laat, kry dit nie oor sy hart nie. Hy dink aan sy verbond met Abraham en Isak en Jakob. Hy verskyn in hierdie selfde twyfelagtige Moses, lid van hierdie selfde twyfelagtige volk in 'n brandende doringbos. Wat is jou prentjie van God? Maar meer belangrik, wie is die God wat vandag na jou toe in jou twyfelagtigheid, in jou gebrokenheid, na jou toe wil kom en vir jou genade en liefde wil wys? Sit vir 'n oomblik in die werklikheid van hierdie God se liefde.
God is groter as ons denke oor hom, groter as ons grootste geloof in hom, of ons diepste twyfel aan hom, of ons felste spot met hom. Hy is groter as ons synodale uitsprake of kerklike interpretasies van hom. God is God. Paulus skryf in Romeine en dan sê hy, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspreeklik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Wanneer mense nood is, wanneer jou skuldlas jou laat sug, wanneer jy self nie meer antwoorde het nie, het mens meer as 'n formule oor God nodig. Mens het God self nodig. Dan smag jy na God soos 'n wilsboek smag na waterstrome. Dis daar wat mens dikwels ontdek wie God werklik is. Here, U is groot. Groter as die hemel en die heelal, groter as die mense en die magte wat my bedreig, groter as groot. En dankie dat U groot genoeg is om by my klein mens te wees. Want U is wie U is. Amen.